Goeiedag almal. As daar nou een ding is wat Dawid in die woord van God ons geleer het, dan is dat ons die Here altyd kan vertrou. Wow, en is dit nie wonderlik om te weet dat ons werklik op die Here ons God en ons Vader kan vertrou nie? Die wonderwerkende ingrype van die Here het Israel uit hulle slawerny in Egipte gered. Hulle trek na die beloofde land. Eksodus 12 vers 42. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Na slegs 'n paar dae bereik hulle die Skelfsee en daar, nadat hulle die wonder van die Here aanskou het, word hulle met vrees en bewing gevul. In plaas daarvan om vas te hou aan die belofte van die Here, kyk hulle na die probleme wat hulle omring. Die bruisende waters van die Rooi See voor hulle, berge weerskante en die weermag van Farao agter hulle wat hulle weer in slawerny wil terugvat. Ja, jy weet, daardie situasie was van so aard dat hulle nêrens heen kon vlug nie en hulle kon niks doen nie. Maar in hulle vrees en radeloosheid praat die Here met Moses en hy beloof uitkoms. Eksodus 14 vers 13 en 14. Maar Moses het aan die volk gesê: "Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees." Nou hierdie storie van Israel en God se betrokkenheid en reddingskrag is die mees vertroostende storie, as ook 'n bemoedigende woord wat ons kan hoor, veral wanneer die onopgeloste probleme en groot kwessies jou lewe in die gesig staar. Moses sê in vers 14, die Here sal vir julle stry. Sal vir julle stry. Hierdie uitdrukking word beskryf deur slegs een Hebreëse woord, lagam, wat eintlik die hele Psalm 91 in 'n neutedop aan ons voorhou. En een van die kragtige name waarmee die Here homself aan ons bekend maak, vind ons in Eksodus 15 vers 3. Die Here is 'n krygsman. Jahwe ish milchama. Daarom sing die volk nadat die Egiptenaar die see verdrink het: die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Maar weet jy wat, vers 14 gaan verder en hy sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou hierdie uitdrukking, julle moet stil wees, word beskryf weer eens deur slegs een Hebreëse woord, garash, wat op twee belangrike dinge dui. Eerstens, hou jou ore toe vir enige praatjies oor die toestand, en dan tweedens, moet niks sê nie, hou jou mond. Die woord leer ons dat wanneer die Here toetree tot 'n saak, dan is die resultaat altyd wonderbaarlik. Hoor net wat leer die Here ons in Psalm 46 vers 11 en 12. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Hierdie woorde, laat staan en weet dat ek God is in hierdie konteks die Hebreëse woord rafa, wat letterlik beteken, raak net rustig, wees net kalm, moenie onnodig praat nie, want weet dat ek jou God is. Psalm 42 vers 6, wat buig jy jou neer, o my siel, en waarom is jy onrustig in my? Hoop op God, want die Here is altyd getrou. Hy's dieselfde gister, vandag tot aan alle ewigheid. Dieselfde God wat die volk gelei het na die beloofde land en om dit in besit te neem, is nog steeds jou God vandag. Daarom, wat buig jy jou neer en waarom is jy onrustig? Hoop op God. Here, dankie dat ons hierdie God van die Bybel ook ons Vader kan noem. Onse Vader wat in die hemele is. Dankie daarvoor. Amen.